Die meeste skaapboere wat ek ken, se hande is vol eeltige werk. Hulle is moer toe gebrand van die son. En as jy vir hom vra nou maar, is dit nodig dat jy jouself so tot niet werk, dan kry jy nie regtig 'n antwoord nie. Van hulle sal vir jou sê, maar jong, die mense is so treurig. Jy kan nie met hulle werk, ek moet maar al die werk self doen. Of hy sal vir jou sê, maar dis al wat hy verstaan, dis al wat hy kan doen. En om geld te maak uit boerdery uit, moet jy maar buk en spit, daar is nie 'n ander manier nie. So, en die vraag is dit regtig so? Is dit nodig dat jy jouself so tot niet moet werk? Of is dit maar net omdat jou boerdery nie 'n behoorlike stelsel het, waarvolgens jy hom bestuur, om suksesvol te kan boer nie? Welkom by die video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Coetzee, en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Nou in hierdie video gaan ek 'n bietjie praat oor die 3 maniere om geld te maak uit jou boerdery uit, en wat is die 3 areas waarop jy moet fokus as jy wil geld maak uit jou boerdery uit. Nou daar is basies net 3 maniere om meer geld te maak uit jou skaapboerdery uit. Die eerste een is, jy moet meer geld kry vir jou produk. Nou baie manne sal sê, man, jong, ek kan nie meer geld kry vir my produk nie. Dit word bepaal deur die Shoprites en die Checkers en die Woolworths. So is dit regtig so, of kan jy iets aantrend doen? Dan die tweede ding is, jy moet dit goedkoper kan produseer. So jy moet minder geld uitgee om daai produk van jou te produseer. En die vraag is, weet jy waar is die winsvreters? Wat veroorsaak dat jou koste so hoog is op spesifieke goed? Weet jy wat jou koste per kleinvee-eenheid of per ooi of per kilogram is wat jy produseer, sodat jy daaraan kan werk. En dan die derde ding is, as jy dan nou jou marge het tussen verkoop en koste, dan moet jy net meer daarvan kan produseer. En genoeg produseer, sodat jy dan kan wins maak. So, want jy het mos nou oorhoofse koste, en dan het jy direkte koste. So, as jy dan weet wat jou marge is op jou direkte koste, op jou bruto marge vir jou vertakking, dan moet jy net weet hoeveel moet jy produseer om jou oorhoofse koste op jou gelykbreekpunt uit te kom, en dan daarvan af net dit beter te doen. En jy het nie noodwendig meer grond nodig om dit te kan doen nie. Jy moet net beter boer, meer effektief boer. Dit is nie nodig om horisontaal uit te brei nie, jy kan vertikaal uitbrei, as jy hierdie goeders wil gaan vermag. Nou, daar is ook eintlik basies net 3 plekke wat jy kan gaan fokus as jy hierdie inkomste van jou wil verhoog, of jou wins wil verhoog. En dit is, die eerste een is, ek noem dit die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Die eerste een is besigheid en mense, die tweede ene is natuurlike hulpbronne, en dan die derde ene is skaapproduksie en bestuur. So, nou as ons gaan kyk na besigheid en mense, wat is dit wat jy daar moet doen onder besigheid en mense? Nou, belangrik is dat jy vir jou 'n besigheidsplan opstel. Die meeste boere wat ek mee gesels sê hulle het 'n plan, maar die plan is in hulle kop. Die plan is nie neergeskryf, is nie gedokumenteer nie. So as jy 'n plan het, doen jouself 'n guns en gaan dokumenteer daai plan. Skryf dit neer, gaan sit dit op skrif, dat jy kan presies sien wat daar aangaan. En dan belangrik is, voordat jy jou besigheidsplan gaan skryf, voordat jy daai boerderyplan van jou gaan optrek, moet jy duidelik vir jouself uitgewerk het. Wat is dit? Wat is die rede hoekom jy boer? Wat is jou hoekom? Hoekom boer jy? Want as jy nie weet hoekom jy boer nie, hoekom wil jy dit eers, want ek dink daar is makliker maniere om geld te maak as om te boer. Boerdery is 'n komplekse en 'n moeilike besigheid om te werk. En jy is ook maar meestal uitgelewer op jouself. So, gaan werk uit vir jouself. Hoekom doen jy wat jy doen? Dit is baie belangrik dat jy daai gedeelte verstaan, jou hoekom. En dan moet jy vir jouself gaan neersit, wat is jou persoonlike waardes en beginsels? Met ander woorde, wat is jou reëls vir jou lewe? Wat is jou persoonlike, wat wil jy uit jou eie lewe uitkry? En wat is die reëls waarvolgens jy gaan speel om daar uit te kom?
Want as jy daai goeders het, dan want dit vorm die spil, die senter van jou besigheid, jou waardes en jou beginsels. Maar dit gaan deurgaan deur jou hele besigheid, hoe jy met jou mense omgaan, hoe jy met jou kliënte omgaan, hoe jy met jou verskaffers omgaan, en ook hoe jy met in jou eie persoonlike lewe, hoe jy met jouself en met jou familie en jou gesin omgaan en jou vriende. Dit is baie belangrik dat jy daai gedeelte verstaan en dat jy dit onder die knie kry, dat jy dit vir jou presies dokumenteer. En dan ook op jou persoonlike doelwitte. Wat is dit wat jy vir jouself in terme van fisiek, hoe fiks wil jy wees? Wat is jou liggaamsmassa? Waar wil jy, hoe wil jy, wat moet jou fisiese voorkoms wees? Hoe gaan jy jouself intellektueel stimuleer? Gaan jy boeke lees? Gaan jy kursusse doen? Wat is jou geloofsoortuigings? Nie net in terme van godsdienst, maar ook waaraan glo jy? In terme van ras, jou ras praat ek van skaap. Wat is jou oortuigings ten opsigte van skaap? Wat is, kan dit verander of kan dit nie verander nie? Is jy oop vir enige oortuigings? Want baie keer is 'n mens so gegiet in jou oortuiging dat jy is nie bereid om te luister na iemand anders dan nie, sy opinie nie. So, en dan ook in terme van opinies, is jy iemand wat ander mense se opinies respekteer, of volg jy net jou eie kop, en is jy altyd een wat reg is? Hoe gaan jy om met ander mense? Dit is belangrik dat jy al daai goeders uitklaar, voordat jy dan jou besigheidsplan opstel, want dit gaan alles dan 'n impak hê op jou boerderyse plan. So nou het jy daai goeders uiteengesit, nou moet jy na jou boerderyplan toe gaan, en jy moet vir jou langtermyn doelwit gaan opstel vir jou boerdery. Nou wat is dit wat jy wil hê uit jou boerdery? Hoe moet jou boerdery lyk oor die volgende 15 jaar? 15 jaar van nou af. En as jy 'n duidelike prentjie het van hoe daai boerdery moet lyk 15 jaar van nou af, dan moet jy net terugwerk daarvan af en sê, right, dit is hoe hy moet lyk op 15 jaar, hoe moet hy lyk op 10 jaar, hoe moet hy lyk op 5 jaar, hoe moet hy lyk oor die jaar van nou af, wat moet gebeur binne die volgende 6 maande, en wat moet die volgende maand gebeur, en dan wat moet hierdie week of hierdie dag gebeur, sodat ek kan werk in die rigting van daai langtermyn doelwit van my. So dis belangrik dat jy dan vir jouself langtermyn doelwitte stel met korttermyn implementering. Nou as dit kom by korttermyn implementering, dan praat ons eintlik maar van 'n strategie. So jy kan 'n plan hê, jy kan die wonderlikste plan op papier hê, maar as jy nie 'n strategie het van hoe jy daai plan gaan implementeer nie, dan bly dit net 'n plan, dit bly net 'n droom. So jy moet dan gaan identifiseer, wat is die goed binne elkeen van hierdie areas van jou, van besigheid en mense, dan van natuurlike hulpbronne en produksie, wat is dit wat jy wil implementeer, sodat jy dan daar kan uitkom by jou langtermyn doelwitte. So jy moet doodseker wees, wat is dit, en dan gaan skryf jy dit neer, en dan moet jy die aksies gaan neerskryf, en dan wat is die take wat verrig moet word, en dan is dit ook belangrik om te weet wie moet dit doen, wanneer moet dit gedoen word, of hoe gereeld moet dit gedoen word. Is dit 'n ding wat 1 keer 'n jaar gedoen word, is dit 'n ding wat 1 keer 'n kwartaal, maandeliks, 6 maandeliks, hoe gereeld moet dit gedoen word, en dan ook hoe moet dit gedoen word. Nou, in baie gevalle is dit waar die ouens tekort skiet in die hoe. Dis hoekom hulle nie kan weggaan van hulle plase af nie, maar dis net hy wat weet, dis net die boer wat weet hoe dit gedoen moet word, dis net jy wat weet hoe dit gedoen moet word. So jy moet heeltyd die opdragte gee, want as jy nie opdrag gee nie, kan die taak nie verrig word nie. Nou, hoe bou ons dan 'n veerkragtige boerdery? Hoe bou ons 'n veerkragtige boerderystelsel? Dit is wanneer jy al hierdie take van jou gaan dokumenteer het, en gesê het, dis die goed wat moet gebeur op sekere tye. Dis die verantwoordelike persoon, as dit nie jy is wat dit moet doen nie, wie anders moet dit doen. En even as dit jy is wat dit doen, gaan dokumenteer dit ook maar hoe om dit te doen, sodat jy dit dan elke jaar kan jy hoef jou kop te breek daaroor om dit weer uit te dink nie. So jy gaan dokumenteer die proses van presies hoe elke taak uitgevoer moet word. En dit raak dan wat ons noem jou standaard operasionele prosedure van uitvoering. Vir elke liewe taak wat jy moet doen, en vir al jou herhalende take,
As 'n taak herhaal 1 keer 'n jaar, dan moet jy vir hom 'n standaard operasionele prosedure gaan neerskryf. Sorg dat jy presies uiteensit wat is dit hoe is dit wat daai ding gedoen moet word, so dat die mense wat daarmee werk presies verstaan wat dan gedoen moet word. Dan die volgende belangrike ding in terme van om jou besigheid skaalbaar te maak en stelsels in plek te sit, is om te gaan identifiseer wat se hulp het jy nodig. Watter take, watter herhalende take is van so 'n aard dat jy dit kan delegeer na iemand anders toe, of watter van daai take is so dat jy dit kan outomatiseer, dat jy dit nie self of enigiemand anders hoef te doen nie. Wat kan jy met tegnologie outomatiseer? En dan net belangrik is, hoe monitor jy dit? Om te kyk of dit werk en of die stelsels die hele tyd loop soos wat jy wil hê dit moet loop. En dan, as jy dit nie kan outomatiseer nie, dan moet jy dit kan gaan delegeer na iemand toe. Of daar is sekere take wat jy dalk heeltemal kan los. Daar is 'n spreekwoord wat sê, jy moet weet wat om te doen, jy moet weet wat om nie te doen nie, maar jy moet ook weet wat om op te doen. So gaan kyk ook of dit noodsaaklik is om daai werk te doen wat jy moet doen. In hierdie geval moet jy net vir jouself 'n vraag vra. Die vraag wat jy vir jouself moet vra is, as daar iets is wat opduik, is moet jy iets aantrend doen? En wil jy iets aantrend doen? Kan jy iets aantrend doen? En as die vraag is, jy kan iets aantrend doen, dan moet jy jouself vra, maar moet ek iets aantrend doen? Of wil ek iets aantrend doen? En as die antwoord ja is, dan moet jy gaan sê, right, nou wie gaan dit doen? En as jy die persoon geïdentifiseer het, hoe gaan jy delegeer? En wat is die uitkoms wat jy wil hê? So, dit is maar hoe jy gaan kyk na take, en om te gaan kyk na die belangrikheid van 'n taak is, dan moet jy weer vir jouself vra is, as jy enige ding wat jy sê, right, ek moet hierdie ding doen, of ek moet dit laat doen, dan moet jy vir jouself vra, gaan dit help om myself, my persoonlik te groei, of my besigheid te groei? Gaan dit vir my tyd bespaar, of gaan dit vir iemand binne in my besigheid tyd bespaar? Gaan dit help om my inkomste te verhoog, of gaan dit help om my uitgawes te verlaag? Dit is die lense waardeur jy kyk, in terme van wanneer jy 'n taak moet verrig. En as daai taak nie regtig enige van daai, as dit nie van daai 4 boksies tik nie, dan moet jy besluit om dit te los, want dan help dit nie, jy doen dit nie. So dis belangrik. Nou wanneer jy take delegeer, as jy besluit daar is take wat gedelegeer kan word, dan is dit belangrik om te gaan vir jouself te gaan sê, nou wie is daai persone wat dit moet doen? Met ander woorde, wat is die rol van daai persoon? Jy moet presies gaan dokumenteer wat jy van so 'n persoon sal verwag, ongeag wie die persoon is. So gaan skryf die rol sonder dat jy aan een spesifieke mens dink. Moenie dat die persoon aan wie jy dink vir jou lei in terme van die rol wat vervul moet word. Jy moet gaan sê, dit is wat jy verwag, dit is wat jy wil hê moet gebeur. En dan die volgende ding is, wat se verantwoordelikhede gaan jy dan toeken aan daai rol? En as ons praat van verantwoordelikhede, dan beteken dit besluitnemingsgesag. Want jy kan nie van iemand, jy kan nie verwag hy moet verantwoordelikheid vat vir 'n spesifieke taak, maar jy is die een wat die besluitnemingsgesag het nie. Solank jy besluit, lê die verantwoordelikheid by jou, dan moet jy opdragte gee en jy moet kyk dat dit uitgevoer word. Maar jy kan, sekere goeders kan jy die verantwoordelikheid oorgee, met ander woorde, daai persoon kan binne sy kennis en vaardighede, kan hy sekere besluite neem. So, jy gee vir hom die verantwoordelikheid en hy moet maar net terugrapporteer aan jou. Dit is hoe jy rolle en verantwoordelikhede gaan neersit, gaan dokumenteer dit, presies hoe dit gedoen word. En dan moet jy ook 'n stelsel hê van hoe jy dit kan monitor. So jy moet kyk, doen die persoon wat jy graag wil hê moet doen hy dit effektief, en as hy dit nie 100% reg doen nie, wat se opleiding kan jy vir hom gee om te doen wat moet gedoen word? Het jy in die eerste plek vir hom opleiding gegee toe jy vir hom gevra het om die werk te doen, of moes hy nou maar so op sy eie uitfigure wat is die beste manier om dit te doen? So gaan doen daai opleiding behoorlik, sodat die persoon die taak kan verrig soos wat jy verwag hy moet dit verrig. En dan moet jy dit monitor, so jy moet seker maak dat hy doen dit soos wat jy wil hê moet dit doen. Jy moet dit gaan evalueer en sê, waar is die probleme? Lê die probleem by
by die taak self wat verrig moet word, of lê dit in die proses? Met ander woorde, is dit die volgorde waarin die goed gedoen word wat die probleem is, of is dit die metode wat die ou volg binne die stappe wat verkeerd is, of lê die probleem by die persoon self, waar jy moet kan identifiseer, waar is die bottleneck in daai spesifieke taak, en dan moet jy dit kan regstel en verbeter elke jaar. Dit is maar hoe jy stelsels bou, dis hoe jy veerkragtige boerderystelsel bou. Dis vir elke liewe taak moet daar 'n proses wees, daar moet prosedures wees, daar moet monitering wees, evaluering, regstelling, en elke jaar verbeter jy klein verbeteringkies jaar op jaar. Dit is hoe jy 'n veerkragtige boerderystelsel werk. En dan ook as dit kom by die aanstel van die mense wat hierdie take moet doen, met ander, hoe werf jy jou arbeid? Is jy een van die manne wat sommer daar by die koöperasie by die hoek stop en dan laai jy net die manne op en sê, jong, klim, ons gaan kyk maar daar by die plaas. En dan klim die man en dan as hy by die plaas kom, dan laai jy hom daar af saam met die ander manne en sê, right, jong, gaat sommer daar saam met die manne aan, asof jy wys wat aangaan. En so werk jy na 'n week en kyk jy, nee, wat hierdie ou, hy beteken niks nie. Nou, dalk is hy 'n baie goeie werker, maar jy het hom net nie die geleentheid gegee nie. Dalk is hy van daai ouens wat, hy doen eerder niks voor hy iets verkeerd doen. So, nou het hy heel week niks gedoen nie, so nou laat gaan jy hom. Die ander een is weer van daai soort manne wat hy spring net in en hy doen, ongeag of hy dit reg doen of verkeerd doen. Nou het hy soveel goed verkeerd gedoen in daai week, dat jy sê, nee, hy is useless, hy jaag net aan. En dan vat jy hom ook weg. So jy het nou, albei is daar goeie werkers, maar jy het albei verkeerd benader en hulle is na 'n week is hulle weer terug. So jy dink die probleem lê by die werker, maar die probleem lê eintlik by jou, omdat jy nie vir hulle behoorlike opleiding gegee het nie, of hulle vir die taak behoorlik gedelegeer het aan daai spesifieke persoon nie. En dan ook as dit kom by die monitering, wanneer jy nou hierdie arbeid van jou moniteer en evalueer, het jy 'n stelsel van kritisering, of het jy 'n stelsel van komplementering. As jy 'n ou wat heeltyd net loop en fout vind. Jy weet, ons het in die weermag het ons gepraat van daai manne wat so rondry, daai kaksoek patrollies. So as jy op daai patrollies, is dit wat jy heeltyd doen, ry en kyk wat het die manne verkeerd gedoen en dan klim jy hulle keelgate af. Of as jy ou wat ry om te kyk wat het hulle reg gedoen en dan komplementeer jy hulle op die goed wat hulle reg gedoen het. Wat is jou stelsel wat jy doen om te sorg dat jou mense die werk kan doen wanneer jy nie daar is nie, wanneer jy vir 'n week of 'n maand weggaan van jou plaas af om te sorg dat die goeders loop. Wat is dit wat jy geïmplementeer het om dit reg te kry? So dit is belangrik as dit kom by aanstel en delegering van take. Dan die volgende belangrike ding is, as jy 'n boer is wat plus minus my ouderdom is en jy moet begin oorgee aan jou kinders, hoe lyk jou stelsel, hoe lyk jou boerdery se struktuur? Is alles in orde? Weet jy wanneer jy gaan oorgee aan jou seun of jou dogter of wie ook al die boerdery gaan oorvat? Het jy al bepaal wie is die mees geskikste persoon om daai boerdery oor te vat? Wat se opleiding moet daai persoon hê om daai boerdery te kan oorvat? Wat se kwalifikasies, wat se vaardighede moet lê om dit te kan doen? En hoe gaan jy dit stelselmatig oordra aan daai persoon sodat die pap nie op die grond val nie? En dan ook, hoe verdeel jy die boerdery tussen jou kinders, erfgename, sodat wanneer jy nie meer daar is nie, dat hulle nie soos katte en honde beklei oor die boerdery nie, omdat hulle ontevrede is, oneenigheid is, en jy is salig onbewus daarvan, want jy het jou houtjasie aangetrek. So, sorg dat daai goeders van jou in plek is. Nou, om dit te kan doen, is daar sekere goed wat jy moet doen. Jy moet gaan kyk na jou strukture van jou boerdery. Is jy 'n eenmansaak, is jy 'n vennootskap, is jy 'n maatskappy, het jy 'n trust met maatskappystrukture onder dit, om dit makliker te maak as daar aandeelhouding. Hoe hanteer jy nie boerdery en boerdery erfgename binne jou besigheid? Het jy 'n testament opgestel? Het jy dit bespreek met die erfgename?
Dat hulle, want as almal presies weet wat gaan gebeur wanneer jy nie meer daar is nie. En as jy op 'n sekere manier jou erf lating verdeel en mense is nou ontevrede daaroor, dan het jy nou tyd om dit reg te stel of om te verduidelik wat is jou rede hoekom jy dit so uiteengesit het. En jou kinders, jou mense sal verstaan as jy dit so doen. Maar as jy dit nie in plek het nie, dan is die probleme daar. So dan ook in terme van risiko, want dit sluit aan daarbey. Wat gebeur as jy môre nie meer daar is nie? As jy in 'n ongeluk is, as jy ongeskik is, of jy kom te sterwe, wat gebeur dan met die boerdery? Hoe lyk hy dan? Kan hy soemloos oorgaan? Kan die volgende mense net aangaan daarmee? Is daar presiese stelsels en standaard operasionele prosedures in plek? Is jou besigheidsplan in plek? Kan hulle net daai ding vat en gaan basies soos 'n handleiding vat vir daai spesifieke boerdery en aangaan daarmee, sodat dat dit wat opgebou is tot nou nie tot niet gaan nie. En dan die ander belangrike is jou strukture sodat wanneer jy te sterwe kom, dat die mense nie nodig het om die grond te verkoop of jou erfgename net om die boedelbelasting te betaal nie. Is jou goed reg gestruktureer? Het jy al met kundiges gepraat daaroor om te sorg dat al daai goeders van jou in plek is? En dan as dit kom by die tweede been is maar natuurlike hulpbronne. So by natuurlike hulpbronne gaan dit maar oor jou grond, jou water en jou veiding. So hoe lyk jou grond? Hoe lyk die gehalte van jou grond? Het jy 'n plan in plek om jou grond te optimaliseer in terme van organiese materiale in die grond, om te kyk dat die grond die optimum produksie kan lewer, plantproduksie vir jou kan lewer. Het jy erosiekolle, kaalkolle wat jy aan werk, erosieslote, wat is dit wat jy doen om te sorg dat jou boergrond nie alles wegspoel nie? Wat is jou plan? Het jy 'n langtermynplan in plek? Het jy 'n stelsel in plek? Het jy prosedures in plek van hoe dit gedoen moet word en wat elke jaar gedoen moet word op sekere tye om te keer dat daai goeders nie verder gaan nie en om dit te verbeter? Dan wat water aan betref, weet jy hoe lyk jou ondergrondse waterbronne? Het jy al jou waters getoets? Weet jy wat is die mineraalinhoud in jou waters, sodat jy dit kan regstel as dit te veel of as daar tekorte is? En dan hoe hanteer jy daai ondergrondse water van jou? Is dit net veesypings? Het jy besproeiing? Weet jy wat is die leweringsvermoë van daai gate, sodat jy dit nie oorbenut nie, sodat jy volhoubaar kan boer op die langtermyn? En dan as dit kom by jou veiding self, die plantmateriaal wat wel geproduseer kan word uit die grond uit wanneer dit reën, of wanneer jy besproei of wat jy ook al doen, is daai plantmateriaal opbrengs, is dit geskik vir die diere? Is dit die mees geskikste plantmateriaal wat jou grond kan produseer, sodat jy optimum produksie uit jou vee uit kan kry? So hoe bewy jy dat jy kan sorg dat jy altyd jou klimaksgrasse of jou klimaksbossies, jou beter smaakende bossies, wat is dit? Hoe gaan jy te werk om te sorg dat jy dit reg kry? En het jy 'n plan om jou draagkrag van jou grond te verhoog? Want daar's boere wat tot 2-3 keer meer die hoeveelheid vee nou aanhou as wat die departementele draagkrag gee. So hulle brei vertikaal op daai grond uit, net eenvoudig deur beter beweiding toe te pas, presies te weet waarmee hulle besig is en hoe om dit te doen. En dit is baie goedkoper om dit te doen as om ekstra grond te gaan bykoop. So dit is wat jou natuurlike hulpbronne aanbetref. En dan as ons kom by die veeproduksie self, is boer jy met die regte ras op jou grond, en as dit die regte ras is dit die regte tipe binne die ras, want daar is ook verskille, daar is eintlik groter verskille binne 'n ras as wat daar tussen rasse is. So, maar gaan kyk, is jou area geskik vir die ras waarmee jy boer, of watter ras sal die beste aanpas by jou area as jy dit daai kant om wil vat? Is dit 'n vleisskaap, is dit 'n wolvleisskaap, is dit 'n vleiswolskaap? Watter kant toe om wil jy gaan? Het jy jou somme gemaak, en dan as jy die besluit geneem het, dan moet jy funksioneel doeltreffende diere gaan selekteer binne daai spesifieke ras waarmee jy boer. En om dit te kan doen, moet jy 'n teelplan in plek hê. Jy moet 'n teelplan geskryf het wat
vir jou dan die uitkomste sal gee wat jy verwag in terme van funksioneel doeltreffende diere. So, hoe gaan jy, as jy self jou ramme teel, wat is die eienskappe waarvoor jy gaan selekteer? Of as jy gaan ramme inkoop, wat is die eienskappe wat jy soek in daai ramme? En is daai teeler by wie jy koop se teelbeleid in lyn met dit wat jy wil hê? Dit help nie, jy gaan koop net op ramveilings en stap daar deur en jy koop net enige random ram wat vir jou mooi lyk nie. En dit is van verskillende teelers, van verskillende areas af. Hoe gaan jy weet of daai diere gaan teel wat jy wil hê hulle moet teel? En in meeste gevalle sien ek boere koop net ramme op veilings en hulle betaal baie duur vir ramme. Dan gaan vra jy na die tyd vir hulle nou hoe daai ram gepresteer. En dan kom jy agter, maar daar is geen data ingesamel nie. Dit gaan net op waarneming. En jy weet, jy sal sommer net kyk en sien, maar daar is een mooi lammetjie wat gebore is, en dis daai spesifieke ramsin, en dan is hy hoogs tevrede. Daai ram het vir hom nou ongelooflik goed geteel, want hy het daai een rammetjie gesien, of daai een mooi lam gesien, en dan veralgemeen hy sommer en dink dit is wat daar aangaan. Maar dit werk nie so nie, dit kan nie so werk nie. So, jy moet net gaan sorg dat jou teelbeleid in plek is, en dat jy weet waarvoor jy selekteer, en dat as jy ramme aankoop, dat jy ook dan daai ram, dat jou teeler op dieselfde rigting gaan as wat jy, op ten minste dieselfde dink as wat jy dink. Goed, dan in terme van jou vervangingsoeie, hoe selekteer jy jou vervangingsoetjies? Waarna kyk jy as jy jou oetjies terughou? Hou jy genoeg oeie terug? Of wat is jou stelsel? En ek weet in baie gevalle is daar boere wat hulle klas hulle oeie, veral in die wolskaap, hulle klas hulle oeie, en dan kom jy ons in klas deur, en hulle kyk hoofsaaklik maar na die bouvorm en of het mooi kwaliteit wol en sulke goeders. En baie keer word daar topklas oeie word uitgeklas, net omdat hulle 'n klein raseienskap foutjie het wat nou nie noemenswaardig is, maar alles op graad van intensiteit waarop dit gedoen word, en nie noodwendig dat dit enige voordeel gaan hê nie. So hou jy genoeg vervangingsoeie terug, sodat jy jou kudde kan in stand hou met reproduktiewe oeie. Dit is belangrik dat jy daai verstaan. En dan as jy jong oetjies terughou, dat jy genoeg paar, sodat jy dan eintlik jou vervangingsoeie doen, met jou vervangingsoetjies inbring, wat dragtig is of heel mondelik al gelam het, dat jy genoeg daarvan inbring. Dit is maar in terme van dit. En dan ook, hoe lyk jou ouderdomsstruktuur van jou oeie? Hoeveel ouderdomsgroepe hou jy aan? Boer jy met 3, 4, 5 ouderdomsgroepe? In die Karoo, die droër areas kan die ouens eintlik nie met veel meer as 5 ouderdomsgroepe werk nie, want die tande raak te gou stomp. En dan in die grasvelddele kan hulle bietjie ouer gaan, want die tande raak nie stomp nie. Nou moet jy maar gaan kyk, jy moet vir jouself sê, wat is jou beste? Hoe meer ouderdomsgroepe jy mee boer, hoe minder is die vervangingsbehoefte in terme persentasie vervang wat jy hoef te doen. As jy met 5 ouderdomsgroepe boer, moet jy meer jong oetjies vervang. As jy met 4 ouderdomsgroepe nog meer, so dan moet jy genoeg reproduksie om dit te kan doen, anders dan gaan jou kudde, gaan jy probleme optel. So, dit is maar in terme van jou vervang en ouderdomsstrukture, en dan ook, hoe lyk jou kudde samenstelling? Dan hoeveel oeie het jy, wat se persentasie ramme gebruik jy, het jy 'n hamelkomponent wat jy aanhou, hoe lyk daai gedeelte van jou kudde samenstelling, sodat jy seker is dat alles optimum is om die nodige wins te maak uit jou boerdery. En dan as dit kom by voeding en bestuur, het jy 'n voedings- en bestuurprogram, weet jy presies wat moet gebeur deur die reproduktiewe siklus van die ooi. So dit is maar van 2 maande voor paring tot weer by speen. Deur elke liewe stadium het jy 'n stelsel in plek, het jy 'n program in plek wat sê wat jy moet doen, sê maar met jou ramme 2 maande voor paring, jou oeye 2 maande voor paring, wat is die voorbereiding wat jy moet tref, waarna moet jy kyk,
presies wat is dit wat jy moet doen en ook hoe om dit te doen. Jy dit gedokumenteer, jy elke een van daai stappies gedokumenteer, sodat die ou wat dit doen moet verstaan hoekom jy dit moet doen en presies hoe jy dit moet doen. So daar's bestuursprogramme wat jy kan gebruik daarvoor, wat jou kan help, en dan hoe lyk jou stelsel van reproduksie? Is jy lam jy 1 keer 'n jaar, of lam jy elke 8 maande of elke 9 maande? Hoe lyk daai stelsel van jou? Wat is die mees geskikte, mees effektiefste vir jou? Kan jy die versnelde stelsels hanteer? Want hoe meer vinniger die stelsel is, hoe meer bestuursvaardighede benodig jy om dit te kan doen, om dit effektief te doen. So dit is maar wat dit aanbetref. En dan dieregesondheid. Hoe lyk jou dieregesondheid? Hoe lyk jou biosekuriteit? Het jy 'n dip en doseerprogram om siektes te voorkom? Doen jy dit op die regte tyd om uitbrake te voorkom? En dan ook in terme van behoeftes van die skaap, ensootiese aborsie, bloutong, bloednier, doen jy daai entings op die regte tyd vir jou jong oeye, vir jou groot oeye, vir jou ramme, om te sorg dat jou diere in top gesondheid is, sodat die diere 'n gesonde dier sal in topkondisie wees, en 'n gesonde dier wat in topkondisie is, sal vir jou die beste produksie of optimum produksie lewer. En dan ook, wat is jou beleid en prosedure as dit kom by kwarantyne, dat daar nie siektes inkom na jou plaas toe nie, soos byvoorbeeld bek en klauseer, of enige van hierdie brandsiek, enige siekteuitbrake. Hoe keer jy dat daai siektes nie op jou plaas uitbreek nie? As jy diere inkoop, staan hulle in kwarantyne, het jy 'n stelsel in plek, prosedures presies hoe dit gedoen moet word, voordat daai diere vrygelaat word tussen jou diere. So dit is die dieregesondheid of biosekuriteit wat jy in plek moet hê. Dit is my 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Nou as jy hulp nodig het, dan kan jy op die skakel gaan klik, net hier onder hierdie video, sal jy die skakel sien. Daar staan die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. En dan kan jy my e-boek, werkboek aanskaf vir 'n minimale bedrag, wat vir jou presies deur hierdie stappe gaan vat, van besigheid en mense, natuurlike hulpbronne en diereproduksie, stap vir stap wat jy kan gaan doen om dit te implementeer. En hopelik sal dit jou help om jou boerdery te skuif na die top 20% in Suid-Afrika. As jy meer wil weet oor stelsels, gaan klik op hierdie video wat nou op die skerm verskyn.